thirsty, come to the well that never runs dry. Taste of His water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy, come to the table He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for.
die oorwinning is in hom. Amen. Halleluja. Yeah.
en ek bespreek dit met pastoor Pieter, en ek sê vir hom, die aanslag word meer feller op ons gemeente en op ons leierskap, en ek kom agter dat die ouens is onder swaar druk. En daar is maar omstandighede wat gebeur, daar is maar goed wat gebeur, en verlede Sondag toe vertel pastoor ons van, net in 'n week se tyd in sy persoonlike lewe, is daar 9 insidente wat hom so bietjie skud. En toe besef ek dat, wanneer God ons as gemeente 'n visie gee, en ons is besig om koninkrykswerk te doen, gaan die vyand kom en hy gaan probeer om dit waarmee ons besig is, gaan hy probeer steel. En hy kan dit nie reg kry nie. Ons is oorwinnaars in Christus Jesus, maar hy kan net ons visie probeer so bietjie troebel maak. Laat ons net so bietjie dalk net bekommerd raak of werklikhede raak sien wat eintlik ons kan ontwrig. En dit pla my toe, dit pla my, want ek het eintlik van Desember maand af het ek self deur sake gegaan, en die woord wat die Here my gegee het aan die einde van November verlede jaar is dat God bly 'n goeie God. En dat sy goeie hand is oor ons lewens, en die belofte wat hy vir my gegee het, daar is altyd 'n rypoes op die land. En ek het daai woord vasgehou, en nou lyk dit donker, en daar kom nie deurbrake nie, daar gebeur nie dinge wat jy verwag en het sien hoe dit moet gebeur nie, en die visie wat daar neergesit is vir my besigheid, vir die kerk, en vir wat ons doen om die koninkryk van God te bou, want dit is wat ons is dienaars van God, ons is dienaars van die koninkryk, ons probeer die koninkryk 'n bietjie te vergroot en te versterk, en vorentoe te beweeg, en het voel net asof dit nie gebeur nie. En so gaan daar nou maande verby, en elke dag wat ek opstaan, bely ek net die woorde van God bly 'n goeie God, en sy goeie hand is oor my. En ek het bly bely, en een aand by 'n biduur sê die Here vir my, kry ek 'n woord, en ek het dit al met julle gedeel, wat as ek sê nee? En gewoonlik as ek 'n boodskap voorberei, die Here praat met my, dan ondersoek ek self of dit nie vir my is nie, maar gewoonlik dan dink ek dit is maar vir iemand, en toe ek hierso bedien die Woensdag aand, bedien ek en dan mense gereageer op dit, maar ek voel net in my gees dat die Here sê vir my, wat as ek sê nee? Nou in daai proses praat ek en Belinda toe al vir 'n geruime tyd oor sekere skuwe maak in ons besigheid, dalk miskien 'n besigheid toe te maak en te fokus meer op 'n ander ene. Daar's 'n paar dinge, ons wil skuwe maak, maar hierdie ding druk in my hart van, wat as ek sê nee? En ek besluit net daar en dan, ek gaan niks verder doen nie. Ek gaan net terug staan, en ek gaan geen beweging doen nie. Nou, vir my, as karakter en as mens, ek is verskriklik impulsief, en ek reageer partykeer heeltemal te oorhaastig, en ek sal 'n sleutel net deurdruk en toesluit en wegloop en sê, klaar, afgehandel, ek doen dit nie meer verder nie. En dis die impulsiewe mens wat ek is, of ek sal besluit, ek koop môre 'n kar, want ek het 'n kar nodig, en ek het nou 'n kar nodig wat ek moet koop, maar vir 3 maande sê die Here, jy doen niks, en ek doen letterlik niks, ek staan terug. En ek bring hierdie getuienis vir julle, want ek gaan by 'n punt uitkom, hoe die vyand so maklik 'n mens kan beroof, wanneer jy visie verloor. En vanoggend se boodskap is waarlik om nie visie te verloor nie, om gefokus te bly. Partykeer moet ons net terugstaan en wag dat die ding uitspeel soos dit moet uitspeel. Nou jare terug, ek kan nie onthou, toe ek net in Pretoria gekom het, die Here vir my 'n woord gegee. Ek kan nie onthou wie dit vir my gegee nie, maar voor ons huis was my besighede aan 2 kante. Aan die linkerkant was die een besigheid en aan die ander kant was die ander besigheid. En die persoon gee vir my 'n woord en sê vir my dat die besigheid aan die regterkant gaan groter word as wat julle dink. En dis die besigheid wat ek hierdie jaar wil gesluit het. En gevoel,
Ek dink ons moet eerder fokus op dit wat ons doen en die besigheid gaan nie werk nie. In elk geval, ek het dit toe nie gedoen nie, want dit sou stout gewees het van my en dit sou onverantwoordelik gewees het. En dit is toe nou die besigheid wat die Here toe besluit hy begin te seën. So al die lof en die eer kom toe dat die Here toe nou daai besigheid gevat het en groot gemaak het en Belinda sal op 'n stadium sal sy dan nou 'n getuienis van dit gee. Maar ek wil julle 'n storie vertel rondom dit. Ek kry 'n oproep van iemand wat ek moet gaan sien en ek sien hierdie ding gaan nie vir my werk nie. Dis iets wat vir my besigheid gaan werk nie. Ek gaan dit los. En ek sê vir Belinda, wie wat kyk jy na dit? En miskien kan jy iets daarmee doen in jou besigheid, maar omdat ek oorspronklike kunswerke verkoop, gaan hierdie nie werk vir my besigheid nie. En ek het eintlik so al van die tafel afgeveel dat dit nou nie gaan eintlik iets wees wat vir ons kan werk nie, maar soos ek my vrou ken, is sy iemand wat deeglike navorsing doen en haar fokus op iets sit en haar voer sy deur. En dit is die ding toe wat vir ons groot oorwinnings gebring het in ons besigheid. So, verstaan julle hoe maklik kan die vyand iets beroof wat vir ons bestem is? En ek wil die Here dankie te sê daarvoor. Jeremia 29 vers 11 wat ons almal so maklik gebruik. Dis 'n vers wat ons quoteer. Hoeveel quoteer op 'n daaglikse basis Jeremia 29 vers 11? As ek nou vra wie, gaan iemand onmiddellik opspring en hy gaan sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, en om julle hoopvolle toekoms te gee. Hoeveel van julle bely dit daagliks? So met ander woorde, dis 'n belofte wat die Here vir ons gegee het, om vir ons visie te gee. Hy het 'n belofte vir ons gegee, dat hy vir ons 'n hoopvolle toekoms het. En hoeveel keer word ons aangeval deur die vyand om daai hoopvolle toekoms van ons te beroof? Dink 'n bietjie daaroor. Hoeveel keer verloor jy totaal visie en raak moedeloos? Jy gee amper op en sê ek sien nie hierdie ding uitspeel nie. Ek sien nie hierdie ding gebeur in my lewe nie. Ek weet nie hoe gaan ek 'n uitkoms kry nie. En dan wat gebeur is, wat die vyand reg kry is, dan begin jy minder te bid, minder die Here te soek in hierdie saak, en dan later verloor jy die stryd, en jy gee op, en dan begin jy die Here te blameer, en sê dat, Here, maar jy dan vir my gesê, dat daar vir my 'n hoopvolle toekoms is, en nou is daar vir my 'n hooplose toekoms. Want dis wat jou gedagtes vir jou sê, en dis wat die vyand vir jou sê. En ongelukkig word ons almal deur dit gepootjie. Ons almal verloor iewers op 'n manier moed. Maar die Here dan gesê het vir ons 'n hoopvolle uitkoms in elke saak. 2 of 3 oggende terug droom ek 'n droom. Nou Skalk, jy gaan nou hierdie ene geniet. Want dis mos nou jagtyd. Johan, dis mos nou ons gewere moet reg wees. Ons moet nou gaan skiet. En ek droom ek ry na 'n plaas toe en ek voer 'n onderhoud met 'n vrou wat 'n baie bekende skut was. En sy het Suid-Afrika verteenwoordig en al hierdie groot pryse gewen vir Suid-Afrika as een van die beste vroue skutte in Suid-Afrika en in die wêreld. Hierdie is nou 'n droom. En sy sê vir my, sy wil graag vir my die storie vertel, en sy begin vir my te vertel, en sy gaan haal haar geweer. En ek sê, yes, maar dit is dan die mooiste geweer. En toe ek my hand so op die geweer sit, begin ek sommer te huil, en ek ervaar hierdie salwing, en ek sê, toe verragtig Skalk, dis nou waar my geweer gaan kom, die Here gaan vir my 'n nuwe geweer voorsien, want dis nou hoe mense nou dink, jy weet. Maar die vrou is besig om blind te word. Sy het sulke dik brille. En ek sien die brille raak, en sy sê, ek wil graag vir jou iets getuig. Sy sê, ek kan nie meer Suid-Afrika verteenwoordig nie, want ek is besig om blind te word. Sy sê, maar sien jy al hierdie trofees wat hier so hang, en sy wys vir my al die bokke wat sy geskiet het. Nou wys sy vir my van klein af 'n springbok,
met die grootste horings na Rooibok toe, en so gaan sy aan na Kudu toe, en sy gaan aan na Eland toe, jongen, die bokke word net groter en mooier, en sy sê, ek het begin trofeesjag met my gestremdheid, en met hierdie spesifieke jaggeweer, en hierdie toerusting wat ek ontvang het, hierdie fantastiese geweer, en natuurlijk hierdie brille, gee my nog steeds die vermoë, om hierdie trofees te kan skiet. En dit het my, nou word ek wakker uit hierdie droom uit, en my kop sê vir my, Jessie man, hierdie klink nou vir my na 'n lekker droom, maar daar moet iets geesteliks aan dit gekoppel wees. Here, wat is die geestelike boodskap wat jy vir my gee, want ek wil eerstens myself bemoedig, en dan ook die gemeente bemoedig, en die Heilige Gees praat gister met my oor dit. En hy sê vir my, dat daai vrou het die woord van God. Haar geweer was die woord van God gewees. En al het sy 'n gestremdheid gekry, was die bril wat sy gekry het, was haar visie gewees. En sy het nie visie verloor nie. Sy het met ander woorde haar visie behou, en sy het dieper en dieper aan die woord vasgehou, en begin kleef en begin glo, dat sy nog kan doen wat sy moet doen. En al daai trofees wat sy gekry het, is die deurbrake wat sy gekry het, deur haar visie te behou, in haar moeilike omstandighede. Want ek dink tog, as jy 'n baie groot bekende skit was, of 'n baie bekende rugby speler, of 'n baie bekende, en hier kry jy ewe skielik 'n besering, en jy kan nie meer doen wat jy doen nie, dan gaan jy jou visie verloor. Is ek reg daarmee? En tog is daar 'n manier hoe die Here jou kan gebruik, en onmiddellik dink ek aan klippies wat in die water lê, en hulle word gebruik om die water te laat aanspoel, maar vir 'n Dawid was een klippie genoeg om die vyand te verslaan, om God te verheerlik. Maar sy broers het hom belaai met 'n kleredrag, 'n panserdrag, wat hy nie eers kon dra nie. Dis die menslike gedeelte van dit. Die goddelike gedeelte is dat hy net 'n klippie nodig gehad, om die vyand te verslaan. Met ander woorde, dit wat ons in ons hande het, al lyk dit hoe sleg daar buite, kan God nog steeds vir ons die oorwinning gee. Hoe lyk jou siekte, of jou omstandighede, hoe groot, God kan nog steeds deur dit verheerlik word. Dis die boodskap. En dis wat ek glo in my hart, wat die Here vanmôre op my hart druk om vir die gemeente te sê, in jou omstandighede, in jou swakheid, en daar waar jy dalk nou moed verloor het. Want ek weet hier's finansiële druk. Ek weet die siekte toestande, en ek weet hier's baie omstandighede wat jou moed laat verloor het. God kan nog steeds verheerlik word in hierdie saak. Kan julle met my saamstem? Amen. Vanoggend maak ek die Bybel app oop op my selfoon, en ek lees 1 Petrus 5. Ek weet nie of julle dit in die oggende kry nie. Vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ek glo God kan ons verhoog vanmôre. Dis waarvoor ek gebid het. God kan ons verhoog vanmôre. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Die vyand sê vir jou, jy word nie meer versorg nie, en jy is uitgedroog. Nou ek het so gevoel, ek het uitgedroog gevoel op 'n stadium. Ek sê, Here, wanneer gaan hierdie uitkoms kom? Wanneer gaan hierdie saak vir my opgelos word? En dan die skrif wat ons almal ken is, wees nigter en waaksaam, want julle teestander, en dit het pastoor Pieter vanmôre bevestig in die bidkamer, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Jy gaan verslind word as jy jou visie verloor. Jy gaan verslind word as die lewe jou so insluk dat jy nie meer by die woord van God uitkom nie. Jy gaan verslind word as jy jouself nie meer aan gebed toewy nie. En hierdie is 'n boodskap vir die kerk vanoggend. Van die klimaat word getoets wanneer ons kyk na die opkoms van ons dienste. Wanneer ons kyk na ons bidure.
En weet julle wat, die vyand kry dit reg om ons tyd te steel, en hy kry dit reg om ons fokus af te haal van wat nodig is. Dis hoekom ek vanoggend eerste ding wat ek gesê het, toe ek geopen het, toe sê ek, toe daai pastoor my bel, en vir my sê, dat die Here het vir jou 'n woord vanoggend, het my fokus gedraai na, ek kan dit nie mis nie. Gemeente, jy kan nie mis, om nie in die teenwoordigheid van die Here te kom nie. Jy verstaan nie, dis dalk miskien net jou oomblik, op 'n woensdag aand by 'n bidhuur. Dis dalk net jou oomblik op 'n sondagoggend wat jy besluit, ag ek dink nie vandag is dit nodig om diens te kom nie. Daar is miskien dalk nog net die oggend waar die Here 'n afspraak met jou het waar hy jou grootste deur in jou lewe vir jou kan oopmaak. Ons kan nie visie verloor nie. Sit daai bril, Jesus se bril terug op jou oë en kry visie in die naam van die Here. Wanneer 'n klippie in 'n hand gesit word soos 'n Dawid, dan verslaan hy 'n vyand. Wanneer daar 5 brode en 2 visse in Jesus se hande gesit word, dan word daar 'n hele volk gevoed. God sit in een en elkeen van ons iets in ons hand, om ons roeping uit te leef, om God te verheerlik in alles wat ons doen. En baie keer dan skuif ons daai goed een kant, en sê, ag die volgende ou kan dit doen. Maar een en elkeen van ons wat geesgevulde kinders van God is, want as ons harte en ons lewens gee, word ons gevul met die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan iets dringend in jou gees sit om te doen. Hy gaan iets in jou opwek, en daai opwekking word onderdruk deur nie in die teenwoordigheid van die Here te kom nie. Stil verkoud jy in jou gees. Stil kom jy op 'n plek waar jy eensaam en eintlik verlore is. Dis die een gedeelte. Die ander gedeelte is dat wanneer jy baie aktief is, gaan die vyand ook probeer om jou te beroof. Maar ek wil jou bemoedig vanmôre, dat jy kan nie terugsit en sê jy weet nie waarvoor die Here jou geroep het, want die Heilige Gees het iets in jou gesit wat jou 'n dringendheid gaan gee om vorentoe te hardloop. Jy kan baie geld hê, maar jou geld kan aangewend word vir die verkeerde dinge. Jy kan niks geld hê nie. Ek sien dit gewoonlik by die mense wat die minste het, hulle hande is gewoonlik die vinnigste oop om te gee as daar 'n brood nodig is iewers. Ek het dit gesien toe ons Maatjies Love Visible gedoen het. God kan dit vermeerder wat in jou hande is, of jy baie het en of jy min het. Maar as jy dit in God se hande gesit het, is hy die een wat die vermeerdering doen. Wanneer jy 'n besigheid na die Here toe bring, wanneer jy enige saak na die Here toe bring, is hy die een wat die vermeerderingswerk kan doen. Jy self in jou vermoë kan dit nie doen nie. Meeste mense met baie geld wat nie die Here ken nie, verloor visie. Hulle gee hulle lewens oor aan die verskriklikste goed dat jy nie eens kan aan dink nie. Hulle koop al die karre wat hulle kan besit, dan gaan ry hulle 'n stuk en net om te wys hy het geld, of wat ook al. Maar dink net as dit aangewend word vir die koninkryk van God. Hoe kan die koninkryk uit dit uit baat? Wat is daai ou se naam? Is dit Tim de Bou? Wat die skrif Johannes 3 vers 16 opgesit het in een van sy wedstryde wat hy gespeel het. Hy is 'n voetbalspeler en hy besluit hy skryf iewers op hom Johannes 3 vers 16. En na daai wedstryd sê hulle daar miljoene, ek kan nie vir julle sê presies, miskien kan iemand vir my sê hoeveel miljoen mense het daai spesifieke versie gaan soek. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. Daai was 'n boodskap wat hy uitgedra het as 'n voetbalspeler. Baie vermoënde, ryk jong man wat besluit het hy wys sy lewe aan die Here toe en hy gebruik sy talent om die koninkryk van God te bevorder. Die Here sit in een en elkeen van ons iets in ons hand vir die heerlikheid van God, vir sy koninkryk. Gemeente, moenie moedeloos raak nie. Ek weet dis moedeloosheid, want ek ervaar dit al vir 'n geruime tyd. Ek stuur 'n boodskap in die week na
na die leierskap toe, ek sê na my leierskap, na ons leierskap toe. Hoe gaan dit? Is julle okay? Wat gaan aan? En ek kom agter daar's 'n beroering, daar's nie 100% dinge reg nie. En ek hoor al hoe meer van die gemeente af hoe daar sake is wat kwel. Daar's omstandighede. En ek het gedink vanmôre na ons musiekprogram gaan ek 'n uitnodiging maak en ons gaan bid vir mense. En die Here lei die diens bietjie anders toe en sê vir my net om vir die gemeente te sê voordat julle bedien word, lig julle visie op, kry julle visie reg. Fokus op die dinge van die Here. Moenie terughou die ouens, moenie nou uitsak as dit moeilik gaan na buite nie. Jy kan nie nou uitsak nie, want jou uitkoms is dalk net vandag of môre of by die volgende geleentheid. Ons kan nie visie verloor in dit nie. Amen.